Hartlike goeiemiddag, beloveds. Wat 'n voorreg is dit vandag om u te groet op in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, Pastor Brein, op hierdie blad, The Apostolic Voice. Dit is weer Vrydag en ons is dankbaar vir die Here vir 'n uitgespaarde lewe vanaf Maandag tot en met vandag. Was die Here getrou en het ons deurgedra. Wat kan ons dan sê van al hierdie dinge? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Liewe luisteraar, laat my toe om vandag u te bemoedig voor ek gaan bedien. Paar minute met hierdie koortjie in die ou Pinkstergeleedere. Glory to his name. Was the blood of Christ, sing glory to his name. Oh, glory to his name. We're singing glory to his name. There to my right was the blood of Christ, we sing glory to his name. We're singing glory to his name. We're singing glory to his name. Singing glory to his name. Oh, there was the blood of Christ. Glory to his name. We're singing glory to his name. Singing glory to his name. Oh, there to the blood was the blood of Christ. Glory to his name. Oh, glory to his name. Singing glory. Ja, waar hartelijke goeiemiddag weer eens hier op die blad op die Apostolic Voice. Wat 'n voorreg is dit vandag om hierdie uitsending te begin met hierdie wonderlike koortjie. Glory to his name. Amen. Wat 'n voorreg is dit altyd om op hierdie blad te kom en die evangelie van Christus Jesus te verkondig. Amen. Ons het geen ander mandaat. Kom ek personalize dit. Ek het geen ander mandaat as om vandag vir u te bemoedig en te groet en te sê dat die Here is nog steeds goed. My tema vandag baie eenvoudig. There is no friend
like Jesus. No friend. Beloved, voor ek begin, wil ek graag mense aanmoedig. Weet jy, wat 'n groot ministry u sal doen wanneer u hierdie boodskap, as u na geluister het, sal sê. En jy weet, op elke platform waarop u is, miskien het u dit nie so nodig nie, maar daar is wel iemand wat uitroep vandag en wat mismoedig is en wat hierdie woord miskien nodig gaan hê. So ook al my ander boodskappe, as jy dit geluister het, doen vir jouself 'n guns en vir die evangelie en vir die Here 'n guns en sê hierdie boodskappe en sodat hierdie boodskappe by mense uitkom wat by moedverlore vlakte uitgekom het. Dit gaan hier oor die hoeveel likes daar gekry word, gaan nie oor hoeveel mense van die boodskappe hou nie, hoeveel comments daar is nie. Nee, ja, ek sal wel comments waardeer en likes waardeer, maar dit gaan oor die breë prentjie om hierdie boodskap daar buite te kry. Amen. Die boodskap vandag uit die woord van die Here, vandag geseën tot ons harte. Amen. Geseën tot ons harte en ek glo dat die Here vandag ons gaan ontmoet by die punt van ons behoeftes. Amen. Ek glo dat die Here nog nie klaar is met die kerk van die Here nie. Die Here het nog iets te doen vir ons. Hy het nog 'n wonder te doen. Hy het nog 'n sieke wat genees moet word. Hy het nog finansiële probleme wat opgelos moet word, huwelike wat gerestoreer moet word. So die Here is nog nie klaar met die kerk van die Here nie. En dis waarom het op hierdie Vrydag vir my 'n groot eer is om u te bemoedig en te sê, there is no friend like Jesus. Kom ons lees die woord van die Here vandag wat ons kry in 2 Korintiërs 4 vers 8. Jy kan saam met my op die skerm lees en dan so vir die Here verheerlik in hierdie dag. 2 Korintiërs 4 van vers 8 en 9 gaan ek saam lees. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Kan ons dit weer oorlees vir iemand wat miskien dit gemis het? Die woord van die Here, die 8ste vers, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die woord van die Here tot ons harte geseënd. Liewe vriende, dierbare broer, suster, amen. Dit is vandag 'n baie groot voorreg om op hierdie Vrydag, laaste dag van die week, vir u te sê dat die Here is goed. There are many enemies, but we are never without a friend. Amen. We are never without a friend. And this friend's name is Jesus. People try to destroy us, but we have a friend that protects us. Dit is die ware woord van God. Amen. Mense wil ons vernietig, maar ons het 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer en as 'n suster. Amen. Paulus skryf hier 'n kragtige teks en waarsku ons wanneer hy sê dat daar is baie vyande. Amen. Hy sê baie wat teen jou in opstand kom. Baie wie jou bespreek en vir jou beskinder. Baie wie jou aanval.
en wie jou vals soek. Maar dank God dat ons nooit sonder 'n vriend is nie. Ons is nooit alleen nie. En baie keer, my liewe vriende, het die ding wat jou vyande teen jou opgedoen het, of teen jou gedoen het, baie seer veroorsaak. Seer wat miskien nie uitwendig gesien kan word nie, maar innerlike wonde veroorsaak het. Mense verstaan nie wat hulle aan jou doen wanneer hulle teen jou praat nie. Julle praat elke dag saam, maar in die agtergrond is hy besig om 'n komplot teen jou te smeer, en wanneer jy daarvan uitvind, my liewe vriend, maak dit seer. Jy sukkel vandag om hierdie seer te verwerk. Jy sien, maar daar is 'n vriend wie jou seer ken. Daar is 'n vriend wie jou nood verstaan. Daar is 'n vriend, my liewe dierbares, wie deur dik en dun met jou is. 'n Vriend wie nie sy rug op jou sal draai wanneer jy in die moeilikheid verkeer nie. 'n Vriend wie nie jou sal verwyd wanneer jy, halleluja, deur jou vriende verwyd word nie. 'n Vriend wie jou nie nog verder in die modder indruk wanneer jou vriende en jou familie op jou trap nie. Hy is 'n ware vriend. 'n Vriend op wie jy kan staat maak. 'n Vriend wie in jou storms, 'n vriend in jou teleurstellings, 'n vriend wie in jou hartseer, 'n vriend wie altyd daar is vir jou. Hy is 'n vriend, my liewe vriende. Hy stel nie teleur nie. Hoorie, maar hy is ook 'n vriend wanneer dit met jou goed gaan. Amen. Ons kan nie dit ignoreer nie. Ons kan hom nie net gebruik in die slegte tye nie. Hy is ook 'n vriend in jou goeie tye. Alle eer aan die Here wanneer ons hierdie vriend ons God kan noem, ons Heer kan noem. Dat die Bybel verklaar hy is 'n ware vriend in tye van nood. Jakobus waarsku ons, wanneer hy sê in Jakobus 4 vers 4, en ek lees dit in Engels, my liewe vriende, don't you know that to be like the world's friends means to be God's enemy. En dit simply says, my liewe vriende, wanneer jy, my vriend, 'n vriend van die wêreld is jy 'n vyand van God. Amen. Jy kan nie jou brood al kan geboot botter hê nie. Jy kan nie double standards in hierdie evangelie of hierdie loop, Christelike loop het nie. Jy kan nie langs die bottel of in die bottel wees en dan nog steeds God verklaar as jou vriend nie. Nee, jy kan nie double-sided wees nie. Jy moet een of die ander een kies. En so baie van ons kies die verkeerde rigting. Ek wil jou vandag maan en vir jou sê, kies Jesus. Dis die beste keuse wat jy ooit kan doen. Amen. En dis wanneer hierdie koortjie ter sprake kom, glory to his name. Want toe alles vir jou wanhoopig was, toe was hy 'n vriendduisend wie nader aanhang as jou beste vriend. 'n Vriend wat jou nie beskinder het, halleluja, toe jy deur moeilike tye gaan nie. Dit was die vriend wat jou rug toegemaak het, wie jou beskerm het en wie vir jou gesê het, it's gonna be alright. Glory to his name. Dis 'n ware vriend op wie ons kan staat maak. Wanneer die wêreld teen jou draai, is dit alright. Wanneer jou familie teen jou draai, is dit alright. Maar luister, wanneer God teen jou draai, is dit nie alright nie. Dis die beste ding wat jy kan doen om die Here aan jou kant te kry, want jy weet wanneer jy deur die storm gaan, is die Here met jou. Wanneer jy deur die probleem gaan, is die Here met jou. Weet jy wat gebeur? Die Here kom op die water aangestap. Amen. Petrus verlang om ook op die water te loop. Nou, die water kan geen mense gewig dra nie.
Dit is impossible vir water om jou gewig te dra. Amen. Maar die Here bewys die teenoorgestelde, want hy is God. Hy bring alles onder sy beheer en dis hoe groot ons die Here is. Jou probleem, my liewe vriend, is nie te groot, te onmoontlik vir die Here om uit te sorteer nie. Hy staan vandag met oop arms op hierdie Vrydag. Ek weet nie hoe jou week was nie. Maar dit mag miskien 'n moeilike week gewees het. Die Here staan met oop arms, wag vir jou. Halleluja. En die Here is nog steeds besig om vir jou te intercede. Mag die Here hierdie woord seën. Glory to his name. Amen. Hallelujah. All might change, but Jesus, he will never change. Glory to his name. What a wonderful friend he is in times of trouble. Glory to his name. How joyous it is to celebrate the King of Kings. Glory to his name. Dit is miskien goed vir baie om vriende in die wêreld te hê, maar die beste ding vir jou, my liewe broer, suster, is om 'n vriend van Jesus te wees, want hy het die antwoord vir elke stryd, elke probleem, elke vraag. Het Jesus het hy 'n antwoord. Nie net het hy die antwoord nie, maar is hy die antwoord. Die Here seën u in hierdie dag. My gebed is dat die Here vir u groot dinge oor hierdie naweek sal doen. Miskien is u tot vandag toe in 'n stryd gewikkeld. God will show himself worthy of his word in this weekend. Trust him. Vertrou hom. Hy is die antwoord vir jou probleem. Die Here seën. Amen.